Ziel van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Goeiedag, hartlik welkom weer saam met my, Andries Besuitnout, waar ons werklik die Here die eer gee, die Here die erkenning gee en die Here verheerlik deur dit wat die Here vir elkeen van ons doen op ons daaglikse lewe. En dit is my so lekker om nou vandag te kan sê, is my geestelike dogter, wat vandag saam met my sit en oor 'n boek wat sy geskryf het, bietjie met ons gaan deel. En weet julle, ek het hierdie boek deurgelees en ek wil vir julle sê, dit het vir my net weer laat besef, elkeen van ons het dinge in ons lewe wat gebeur en daar is soveel keer dinge wat ons voel, ons is alleen, maar ons is nooit alleen nie. Die Here het gesê, toe hy opgevaar het, hy stuur die trooster, die Heilige Gees. En ek weet net weer eens, daai boek van Megan het vir my net weer eens laat besef dat die trooster is met ons, al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe lank. En ek wil voor ek nou vir Megan mee gaan gesels en met u dit deel, wil ek graag net gou 'n gedig van 'n tannie Helene Jordaan, wat 'n pragtige ou geestelike tannie was, wat nou al lankal by ons Abba Vader is, 'n gedig wat sy geskryf het oor 'n boemelaar. En terwyl ek hierdie boek van Megan deurgelees het, toe besef ek net, hoeveel kere is elkeen van ons, voel ons is op 'n plek van no return, soos die Engelsman sê. Nou hierdie gedig het sy geskryf oor die boemelaar. Hy lê op die groen gras in 'n park by die see. Deur die lewe verwerp, hy is in vodde geklee. Hy gee nie meer om wat die mens van hom dink. Totaal afgestamp, al wat oorbly is drink. Dink jy ooit aan 'n tyd so lank al verby, toe jy klein was, onskuldig, uitgelate en vry. 'n moeder wat sag oor jou hare streel en boeties en sissies waarmee jy kan speel. Of was jy die prooi in jou onskuld klein, van 'n vader en moeder wat geryk het na wyn? Moes jy jouself uit die asblikke voed? Was jou lewe 'n vloekende, skellende vloed? Miskien het jy diep uit die kelk gedrink, wat Satan oorvloedig en mildelik skink. Jou daarna teen sy doodloopmuur vasgeloop, verpletter, verneder en van menswees gestroop. Ek kyk af op jou neer en my hart is seer. Maak my oë toe en sê dankie my Heer. U het my so getrou deur die lewe gedra. Hou my nog stywer, dis al wat ek vra. En nou kan ek sê, Megan, weet, vir my was dit net eenvoudig 'n stap van geloof. Uit jou eie het kon jy nie hierdie boek skrywe nie. Hy? Ja, glad nie. En ek het jou vroeër, voordat ons nou begin het, vertel gou vir die mense, wie is Megan? Ek weet, jy het nou al 'n opname gehad, maar wie is Megan? Waar kom Megan vandaan, voor ons nou by jou boek uitkom? Ag ja, laat ek gou net eers die mense groet. ek wil eers vir oom dankie sê vir die geleentheid om hier te wees, en dan elkeen wat ingeskakel is. Ek is Megan en ek het groot geraak in Stellenbosch. Ek kom uit 'n huis uit waar ek vir 7 jaar van my lewe gevoel het, ek is op die beste plek, asof lewe baie perfek is. En met tyd het dinge begin verander, die warmte het stadig begin verdwyn. So ek het moedeloos gevoel en gevoel daar is nie 'n doel vir my lewe nie, en ek het probeer om my eie lewe te neem. In die hospitaal opgeëindig en die volgende oggend terwyl ek in die hospitaalbed lê, met trane wat net uit my oë uitrol. Ek het nie gehuil nie, want het was net 'n plek waar ek moeg en moedeloos gevoel het. Het ek vir die Here gesê, Here, as U dan nou nie my lewe wil neem nie, verander dit dan. En ek het letterlik gesê, Here, ek wil nie meer my lewe hê nie. En iets het daar gebeur wat ek nie dit besef het besig was om te gebeur. In die tyd het ek niemand geken wie by die Here was nie, wie 'n verhouding met die Here gehad het nie. Ek self het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Maar ek het regtig waar in die tyd
die genade van die Here ervaar. En 'n maand later het hy mense op my pad langs gestuur, mooi kinders van die Here, en dan nog 'n maand later het ek my hart vir die Here gegee. Ek gaan jou onderbreek. Hoe oud was jy toe dit gebeur het? Ek was 18. 18. Ek was op die ouderdom van 18 jaar. Nou, ek wil nou gou teruggaan. So jou eerste 7 jaar. So wil jy, as ek reg as ek sê, van 7-jarige ouderdom af, kom ons sê van 8-jarige ouderdom af totdat jy 18 was. Dit was waar jy gevoel het jy is tot op die grond. Tot op die grond, ja. So ja, basies 10 jaar is 'n mens so. So ja, dit was tot 7 jaar en dan op 7 jaar het my niggie afgesterf. Sy was die een wat my ma se plek volgestaan het. My ma het lang ure gewerk en later in die aand by die huis gekom. So deur die dag was daar niemand regtig om te sien na my nie. So haar liefde was vir my so mooi geweest dat hy leemte, hy tekort wat ek gehad het, nie regtig al sigbaar was nie. So sy het afgesterf toe ek 7 jaar oud was. En 'n rukkie na daai het my ma weer getrou en dit is waar amper so 'n ander lewe begin het. En dit was in die begin was dit lekker, was okay, dit was alright. Maar dan later van tyd het dinge net begin verander en die warmte het net begin verdwyn. Waar sou jy sê, op watter ouderdom het jy begin besef jy is op 'n plek waar jy nie wil wees nie? Dit het regtig eintlik begin op 16-jarige ouderdom, as ek sover ek dit kan onthou. Daar baie dinge gebeur tot op 16, maar dit was nie soos as amper soos ek was nog te onskuldig. Ek kon nie besef dat wat besig was om te gebeur verkeerd was en ek het op 16 jaar het ek begin besef maar hierdie ding is nie reggie of dit lyk nie reggie of dit klink nie reggie. En ja, ek dink op 16 het dinge vir my begin baie erg geraak. Het jy ooit met jou ma gaan, ek praat nou nie van, jy kan nou vir ons verduidelik op die punt wat, ek wil nie graag te veel uit jou boek uithaal. Ek wil graag ek wil vir u vra, as u kan, kontak haar na die tyd, en dit is 'n boek van, hy het maar 110 bladsye, en dit is werklik 'n boek wat vir jou, jy 'n pad mee kan stap, jy kan, ek wil sê in Megan se skoene begin klim, wat sy 'n deel gehad het van haar lewe in haar tienerstadium. Megan, jy sê so 16 het jy begin besef. Voor dit, tot en met 16, was jy nooit werklik kerk toe gegaan nie? Nee, ek eintlik op 16 het ek ophou, of in ons huis, ek het groot geraak in 'n huis waar daar 'n sterk verhouding met die Here gewees het. Eintlik het ek dus behoort aan 'n tradisionele kerk, en my ma en ouma was nie regtig kerkgangers nie, maar my ma het altyd gesorg ek moet sonnaarskool toe gaan. En sonnaarskool in daardie stadium het 'n mens geloop tot op 16 jaar, omtrent 16 jaar, dan het jy mos nog daai katekisasie jaar geloop. So in daai jaar het ek my katekisasie gedoen, en toe dit nou klaar is, toe slek het ook maar so 'n bietjie af, toe gaan ons nog nie meer so baie kerk doen nie. Weet, dit is my so belangrik dat dit is, ek wil amper sê, statistieke wys, 'n kind van die ouderdom van 10 en 11 is die beste om met hom te deel oor Christendom, oor die evangelie. Maar dit is so belangrik om op daai ouderdom wat jy toe werklik daai krisis in jou lewe begin verstaan en ervaar het, dat jy eintlik nog meer betrokke moes gewees het by 'n kerk. Maar ek wil by die kykers daar buite praat, en dan besef ons net, hoe staan ons as kinders van die Here skuldig omdat ons te min bid? Want as jy werklik bid en ingestel is, dan gaan jy die Here vir jou openbaar van 'n tienermeisie wat 'n probleem het. Nou, ek wil hier op daai punt, moet jy vir my 'n bietjie inkom. Jy het nooit met iemand gaan praat oor dinge wat nie reg is in hierdie huis nie. Ek het nooit met iemand gepraat. Vir my was dit amper soos 'n skaamte geweest. Ek was skaam om daaroor te praat. Ek het gedink ek is die enigste een wat ooit dit so iets kan oorkom. Ek het gedink, wat gaan mense van my dink? Hulle gaan dalk ek is 'n probleem, of wat gaan van my word? Ek het gedink ek is nog 'n kind, dalk vat hulle my weg van my ma af, en
So al die goedes het deur my kop gegaan en ek het gevoel om dit maar liewer vir myself te hou as wat ek met iemand gaan praat, want ek het nie geweet wat die uitkom sal wees daarvan nie. Nou, as jy nou fisies vir die kykers sal sê vandag, sal jy sê, as jy vir iemand kan sê om op daai ouderdom van 16, 17, miskien vroeër, 12, 13, 14, om fisies met 'n onderwyseres of iemand by die kerk fisies te praat oor die dinge? Definitief, dit is altyd goed om met iemand te praat. Iemand het nou onlangs genoem dat is beter om nog iemand te hê. 2 is beter as 1, die Bybel sê dit ook. En baie keer dan dink 'n mens soos ek gedink het, is maar beter om alleen die storie te hanteer, maar is soveel beter as iemand net weet daarvan. En ek dink as ek met iemand moes gepraat het, dan dink ek kan vroeër in my lewe hulp dalk gekry het of vroeër begin deel het met hierdie ding, maar omdat ek dit nie gedoen het, het dit vir my moeilik gemaak, het vir my nog ander moeilike dinge op my pad langs gestuur. So ek sal vir iemand wat so iets deurgaan, wat dalk nie weet hoe om dit te hanteer, dit is goed om met iemand te praat. En 'n mens kan ook nie saam met enige iemand praat, 'n mens moet met 'n trusting persoon praat. Ja, maar ek stem saam. So, Megan, jy moet gelei voel. En dit is hoekom ons skuldig staan. Bid ons ooit genoeg? Here sê in die laaste dae moet ons vas en bid, en eintlik sê die woord vir ons soos nog nooit van tevore nie. Jy weet, daar's soveel, en nou op hierdie ouderdom wat jy is 'n volwasse vrou met 2 pragtige dogters, gelukkige huwelik, jy kan nie, ek wil amper vir jou so sê, jy kon nooit gesien het wat die Here vir jou instoor het nie. Ek kon dit nooit gesien het nie. As 'n mens deur goed is gaan en as jy goed hier binne het wat jy skoon gemaak is, dan lyk dit jou lewe gaan heeltyd so wees. En is amper soos 'n blokkade wat inkom, is soos 'n muur tussen jou en God. Jy kan nie sien wat God se plan vir jou lewe is, en baie keer dan voel jy ewen dat die Here dit toelaat of dat die Here deel is van dit. En dit is nie regtig so nie, want jou seer of jou ding waardeur jy gaan, kry so 'n prentjie vir 'n leen basis. En jy glo daai leen, en daai leen lyk vir jou soos die waarheid. Ek dink dat die Here sy genade aan my bewys. Want ek nog nooit van tevore het ek gevoel soos ek daai oop. Ek het seer gehad, ek het moeg gevoel, ek het moedeloos gevoel, maar nog nooit het ek gevoel ek wil nie meer dit hê nie, of het was so 'n sterk gevoel van ek kan nie meer. Ek het eintlik besef ek kan nie op my eie nie, en ek het gesien dood is nie 'n opsie nie, om te probeer om my lewe te neem, was nie 'n opsie nie, dit het nie gewerk nie. So ek moes surrender het, ek moes oorgegee het aan iemand wat groter is, aan iemand wat sterker is. En soos ek gesê het, ek het nie regtig geweet wat ek doen daai oomblik, want ek het God nie geken in daai tyd nie. Maar ek glo die Here het dit toegelaat dat ek by daai punt kom waar ek net vir hom gesê het, verander alles. En ek dink die Here wil hê ons moet by daai punt kom waar ons oorgee en kan sê, Here, beweeg U nou in, want ek kan nie meer nie. En regtig wat die Here na dit het ek regtig gesien hoe sy hand in my lewe werk. Ek het gesien hoe dinge omdraai. Alles het nie perfek geraak daai oomblik nie. Inteendeel, daar het nog ander uitdagings bygekom, maar dit was so 'n geval van jy hanteer net jou ding beter, want jy doen dit nie nou meer alleen nie. Jy het nog God in jou lewe wat die pad saam met jou kan stap, maar ook vir 'n baie lang tyd van my lewe as kind van die Here het ek net hom aangeneem. Ek het hom net aangeneem, maar ek het nie volle beheer gegee nie. Ek het nie vir hom regtig ingelaat nie. En ek dink is reeds oor die feit dat ek sonder my biologiese pa groot geraak het, en die wanpersepsie wat my stiefpa gekry het by my, het ek nie regtig geweet hoe om God se vaderskap of se liefde in my lewe te ervaar of te aanvaar, en ek het hom nie regtig, of ek voel nou, ek het hom nie regtig ingelaat nie, en ek het nog op 'n plek gekom waar ek hier binne kon skoonmaak, sodat sy gees in kon beweeg, en hier binne my kon heers en beheer nie. So dinge vir 'n lang tyd van my lewe het ek net nie voorgekom nie, maar geleef as 'n kind van die Here, gedoen wat van my verwag word as 'n kind van die Here, maar ek het hom regtig nog nie hier binne aanvaar en ingelaat as vader
van my lewe nie. So met dit gesê, het ek uitgemis op baie dinge. Ek het baie keer vir myself gevra, maar hoekom lyk ander se lewe so voorspoedig en hulle geloof lyk lewendig, maar ek voel nog steeds so leeg hier binne. En ek het een nag het ek wakker geword en ek het weer so moeg en moedeloos gevoel, want ek het gevoel by hierdie tyd, het is nou al lank wat ek die Here dien en by hierdie tyd moes ek nou al deurbrake gesien het in my lewe. Ek moes al groei gesien het en ek het nie dit gesien nie. En ek het die Here se stem duidelik hier binne in my gevoel en hoor sê dat ek is vader, maar jy moet leer om kind te wees. En ek dink dit is waar die Here my geleer het dat ek moet leer om op hom te vertrou. Ek moet leer om hom in te laat, dat ek my rus gaan vind wanneer ek in hom begin te trust. En ek dink dit is waar my genesingspad begin het. Toe ek besef dat ek het die Here in my lewe, maar ek het hom nog nie totaal en al ingelaat en totaal en al oorgegee sodat hy in my kan leef en deur my kan heers nie. Jy weet, dis daai woord wat jy nou so op die laaste ingebring het en is daai oorgegee. Jy weet, ek weet Rafkin en Pastor Clemens hulle en Dudley hulle sing daai lied van oorgegee. En die hele tyd terwyl jy nou so praat, wag ek vir daai woord, jy moet nou sê oorgegee. En dit is so belangrik dat ons werklik ek glo Megan, op hierdie stadium van jou lewe besef jy dat daar baie ander mense is wat ook pyn het, wat ook seer het. Vir my, soos ek gesê het, ek wil nie vreeslik baie uit jou boek uithaal nie, dat die mense self dit kan lees, maar wat vir my uitstaan in jou boek, vir my as persoon, is dat die pad wat jy moes stap, wat gebeur het met jou stiefpa, en wat jy na jou ma toe gegaan het, en op daai punt, dat jy gevoel het, jou ma het jou basies verraai, om het so te sê. Dis harde woorde wat ek sê, maar dis ek glo hoe jy dit gevoel het. Jy weet, sy moes daar gewees het, jy het gevoel, sy moes daar gewees het. En die duiwel kry dit so maklik reg, soos jy gesê het, jy het gevoel, jy is te skaam om daaroor te praat. En die Here sê, as jy jou skaam vir hom, dan gaan hy jou skaam vir jou. Jy weet, hy gaan hom skaam vir jou. Maar dit is wat die duiwel so maklik reg kry. Ek het 'n hele ruk terug, het ek 'n film gekyk van, dit was my regtig ook 'n pragtige Christelike film, van waar 'n vrou, 'n jong paartjie, op die einde van die dag, het sy swanger geraak, hulle was nie getroud nie, en hy wou toe nie hê sy moet die kind behou nie, en hy wou hê sy moet gaan vir 'n aborsie. Maar die hele film gaan daaroor, dat hulle toe draai, dat die kind nou groot word, en hy word 'n verskriklike goeie mediese spesialis, en hy gaan studeer in kanker, en hier kom hierdie man op sy pad, en hy het eintlik op sy eie gegaan, en befondsing gekry, want die hospitaal waar hy werk, wou nie vir hom befondsing gee, om hierdie navorsing te doen, om hierdie kuur te kry vir kanker nie. En toe dit sy eie biologiese pa, wat eintlik die kanker het, maar wat op die einde van die dag gebeur, toe sy pa nou herstel, na aanleiding van sy navorsing, sy werk wat hy gedoen het, en hy behandel hom, toe kom het terug, dat sy eintlik gegaan het vir die aborsie, oorspronklik. So, dit was die moontlikheid gewees van daardie kind, om daai potensiaal te bereik, sy eie pa of sy eie ma, kon help om genesing te verkry, maar as gevolg van daai aborsie, het daai kind nooit sy roeping uitgeleef. En die duiwel, weet jy, Megan, jou hele verhaal in jou boek, is net vir my weer 'n bevestiging. En ek wil dit vir sê, elke moeder daar buite, elke vrou, as jy swanger raak, my sissa, kyk na jouself. Ek wil die manne daar buite sê, kyk na daai vrou van jou, kyk na daai ongebore baba. Dit is so belangrik om hulle goed te versorg. Dit is so belangrik om hulle te ondersteun. Dit is so belangrik want die duiwel wil elke swangerskap wat daar is, wil die duiwel probeer keer. En deur hierdie ding van aborsie, ek weet ek beweeg nou 'n bietjie na 'n ander area toe, maar dit is hoekom ons so daarteen moet bid. En werklik daar sal wees vir die jong dames wat miskien swanger raak, en 'n punt
en hulle kan nie na daardie kind omsien nie. Ek wil vir pappas en mammas vra wat miskien in 'n situasie is waar jou dogter swanger raak, moet hulle nie verwerp nie. Megan se boek gaan nie nou oor swangerskap voor die tyd of iets nie, maar dit staan net vir my uit dat jy nie jou kind moet verstoot nie. Maak nie saak wat gebeur in hulle lewe nie. So Megan, ons tyd is nou amper op, en maar ons gaan aangaan, ons gaan nog 'n opname doen, so ons gaan net volgende week weer na die volgende opname of dan klaarmaak. So ek wil net vir jou vra, jy het toe, en ons gaan nou met die volgende opname gaan ons nou gaan waar ek sê die Here jou toe 'n pad gevat het vandat jy werklik oorgegee het. Op watter ouderdom sal jy sê, en ek wil hê ons moet daarmee dan afsluit vir die opname en dan gaan ons oor na die volgende een toe. Op watter ouderdom sal jy sê het jy besef jy het jou totaal oorgegee? Dit is lang nou van nou af, is seker, ek sal sê die laaste 3 jaar van my lewe. Maar nou in hierdie jaar het dit net meer effektief geraak. Jy het in die gees gegroei. In die gees gegroei, ja, ek kan eintlik sê van 3 jaar af. Want dit was ook 'n journey gewees, dit het net gebeur. Ek moes eers regtig besef het dat ek nie op 'n plek is waar ek behoort nie, en ek het baie dinge gesien wat uit plek uit is, en soos ek gesê het, ek het baie na ander gekyk, en wat verkeerd dalk was, maar in 'n mate is dit ook reg. Ek kyk na ander en ek sien maar, wow, kyk wat het die Here vir die persoon gedoen, en ek het by myself gewonder, maar dit lek ek het geweet dit lek in my kant nie. Ek het gesien die een persone rondom my floreer en dit gaan goed met hulle geestelik, maar dan kyk ek na my eie lewe, dan het ek besef, maar daar seker goed missing in my lewe, en ek het nooit op 'n jaloerse manier of op 'n verkeerde manier dit benader. Ek het altyd gekwestion, maar hoe kom ek daar? Of ek het dit basies begeer, ek het dit admire, ek wou ook net geestelik groei, en ek dink die Here het my op die pad gevat om vir my te wys dat hier moet ek nog 'n bietjie werk en daar moet ek nog werk, en om het vroeër genoem van my 2 kinders, en vir 'n lang tyd, vir 9 jaar van my lewe het ons net die een meisiekind gehad, en ons het nooit beplan vir die tweede een nie, en toe dit gebeur, het ek eintlik ook besef dat dit die plan van die Here was om my op 'n plek te bring, om rustig te raak, en ek was baie op en af, baie besig, en is asof die besige tyd van my lewe my eintlik ook weerhou het van waar die Here my wou hê, en sinds haar geboorte het ek besef, daar was tye gewees wat ek letterlik op die bank moes gaan sit het, om aandag aan haar te gee, en in die sit het die Here baie met my gepraat, en dan nagte, wanneer ek moet opstaan om haar te voed, wanneer het stil is, dan het ek besef, as ek so met haar sit, dan het ek besef, maar dit is eintlik die Here wat my hier wou geheer het, hy is asof hy moes iets my pad langs stuur om my daar te kry, en so het hy my vir die afgelope 3 jaar het hy my regtig gemold en gelei en amper soos gepush in 'n rigting waar hy my wou hê, en hierdie jaar het regtig was vir my 'n besonderse jaar. Dit was vir my 'n jaar waar ek regtig, kan ek sê, buite my comfort zone begin beweeg het. Ek het nooit gepraat byvoorbeeld, ek het altyd gepraat, as ek wil iets gesê het, kon ek het nie gesê het, ek het altyd met trane gepraat, soos trane was basis amper soos 'n taal wat ek gepraat het, soos ek hartseer was of ek was ontevrede oor 'n ding, dan het ek gesê ek is ontevrede oor hierdie dinge, ek het gehuil, en dan met trane moes die persoon wat maar nou in die situasie saam is, moet maar nou uit my trane uit die storie eintlik vir homself geskilder het. So ek dink regtig hierdie jaar was soos, ek het hierdie jaar dit reg gekry om verby daai pyn te kan beweeg, waar ek letterlik kan gesê, maar dit pla my, en dit is wat ek nodig het, of dit is waar ek teleurgestel voel. So, ek sal sê, dit het vir my omtrent 'n tydperk van 3 jaar gevat. So, ek wil vir jou sê, Megan, ons gaan nou aangaan met die volgende opname. Ek wil vir u sê, baie dankie vir die saamkuier. Ons bid die Here se seën oor u toe. Tot volgende week. Totsiens. Moet erken dat u regeert, ziel van God.